Hallo Shirley, goed en jij? Hallo Lolly, goed en jij? Prijs die Here. Prijs jou God, halleluja. Great is his name. Prijs die Here. Prijs die Here, Shirley. Halleluja. So die klank is reg, julle kan my mooi duidelik hoor. Dankie julle. Prys die Here. How great is our God. Great is his name. Prys die Here. He's the only one who's ever the same. Prys die Here. The waters of the mighty Red Sea, and say I leave you if you trust in me. Praise the Here. How great is our God. How great is his name. Dankie Louisa. He's the only one who's ever the same. That the waters of the mighty Red Sea, and say I leave you if you trust in me. And say I leave you if you trust in me. Halleluja, dit is so lekker om te weet ons het 'n God wat werklik is, 'n God wat awesome is, 'n God wat daar is vir my en vir jou. En ek en jy het 'n wonderlike voorreg om 'n God te kan hê wat lief is vir ons. Ekskuus, ek kon net hierdie afval. Ek het vanmiddag musiek geluister toe ek hom op repeat gesit, ekskuus daarvoor. En ek wil net vir julle sê, dit is so amazing om te besef wat 'n wonderlike voorreg het ons as kinders van die Here om 'n God te hê wat waardig is. Wow, daar's 'n Engelse liedjie wat sê I falling in love with him over and over and over and over again. Dalk is my ouers te veel, maar dit is something like that. En weet jy wat? En dit is wat die verskil maak in my lewe. Kom ons begin eers die aand met 'n gebed.
Here Abba Vader, U wat in die hemel is, laat U naam geheilig word en verheerlik word. U wat hoog en verhewe is, U wat die groot ek is, die almagtige en die ewige Abba Vader. Nou staan ons hier voor U troon van genade. Here, die Engelse Bybel sê, to receive mercy and grace in front of the throne of God. Here, U het groot onbeskryflike genade en liefde vir ons. Here, ons kan nou net sê, Vader, deur U seun Jesus, kan ons na U toe kom. Waar die weg is, die waarheid is, die lewe is. En Here, ek bid vandag, en ek plaas elke broer, elke suster, elkeen wat vanaand ingeskakel is. Here, elke kind selfs, plaas ek by die voete van Jesus neer. Elke man, Here. Here, ek vra U, wees ons genadig. Red ons. Here, red ons siele. Sodat ons nie verlore mag gaan nie. Asseblief, Here. Here, help ons in ons swakheid, versterk ons, bewaar ons en hou ons, Here, trou, Here. Here, ons kom nader na U toe, ons vra U om nader te kom na ons toe, Here, want U is die Here, by wie alle dinge moontlik is, en die Here, ons bid vanaand in die magtige naam van Jesus Christus, Here, the Son of the Living God. Here, vra ons dit, Here, in Jesus naam. Here, en dit wat ons vanaand getuig, laat dit vir baie mense sal stig, opbou en nuwe hoop en nuwe moed gee en te weet U is God. Asseblief, Here, in Jesus naam. Amen en amen en amen. Hey, kyk, daar is so 'n Des ook. Hi Maritjie, en Des. So ek weet nie of julle saam kyk nie of elkeen gaan apart inskakel nie, maar ek sê nou al hallo vir julle. Mense, kom ons speel nog een song en dan gaan ek begin getuig. Ek wil net tyd gee vir almal om in te skakel. So, kom ons speel net nog een song. Ek dink ja, een song. Ek like hierdie song. Jimmy Swagger sing hom. Please use me, Jesus. Hallelujah. Don't refuse me. Yes. Jesus, use me. Oh Lord, Don't refuse me. Surely there's a work that I can do. Prys die naam van die Here. Even though it's humble, Lord, help my will to crumble. Prys die Here. Though the cost be great, I'll work for you. I will work for you, Lord. Dear Lord, I'll be A witness. Ek sal 'n getuie wees. that you will help my weakness. Asseblief, Here. I know that I'm not worthy, Lord, of you. By the eye of faith, I see you on that cross of Calvary. Hallelujah. Dear Lord, I'll cry, let me your servant be. Let me your servant be. Yes. Jesus, use me. Oh Lord, don't refuse me. Surely there's a work that I can do. Amen. Hallelujah. Dis waar sy is. Even though it's humble, Lord, help my will to crumble. Here, laat my wil sal crumble. Though the cost be great, I'll Wait for you. Yes, we Here. O Here. My God. U wat almagtig is. U wat die Here is. Ek kan net vanaand in die teenwoordigheid van U, die Seun Jesus en die Heilige Gees wees. Here,
Ons mense het die so nodig. Here, my hart skeer, Here. Here, oor mensdom. As ons dit kan begin besef, Lord, you use me, don't refuse me. Hallo Piet, hallo Hermie, Annikie en Hendrik. Hallo julle. Hallo Ina. He's the fairest of 2000s to my soul. Yes. He's the beautiful rose of Sharon. Hy sê roos van Saron. To me. Yes, hy is die hele The wêreld vir my. best of all, he is my Coming King. Halleluja, ek raak sommer bly. Jesus, use me, Oh oh Lord, don't refuse me. surely there's A work that I can do. Prys die Here. even though it's humble, Lord help Help my my will to crumble. Prys die Here. Though the cost be great, I I work for you. Hallelujah. Jesus, use me, oh Lord, don't refuse me. Surely there's a work that I can do. Amen. Ons bly Psalm 91 voor hom. Even though, Niks sal gebeur nie. Lord, help my will to crumble. En ek weet, God is 'n werklikheid en hy sal dit doen. Hy sal hom beskerm. So kom ons vertrou die Here in Jesus naam, in die naam van Jesus. Hallo Lucky, goed en jy? Work for you. Prys die Here. Halleluja. Though the cost be great, I'll work for Yes. The cost be great, I'll work for you. Amen. 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 Here, ons pleit oor Piet se seun daarso in Brisbane waar die orkaan is, Here, en ons pleit Here dat die engele om daai huis sal plaas of daai jaar sal plaas, die huis sal beskerm in Jesus naam. Geen onheil sal na my tent toe kom nie. Here, U het dit gesê in die woord. U het gesê U sal die engele opdrag gee. Here, U woord sê, Here, ons sal in die skaduwee van die Almagtige. U woord sê ons sal onder U vleuels wees. Here, U is ons beskerm, Here. U is ons God. Here, ons vertrou U woord. Ons glo in U woord. Ons kom na U toe want U is God. En Here, ons staan saam in geloof in Jesus naam. Here, want daar's krag in die wonderlike naam van Jesus. En daai orkaan sal bedaar in die magtige naam van Jesus. Want Jesus self het die wind en die see stil gemaak. In the power of the name of Jesus Christ. Amen en amen en amen. Prys die Here. Ek het baie kalmte oor dit, Piet. Jy gaan nog getuig. Mense, ja, kom ons begin met die getuienis. Laasweek het ek vertel van waar ek voor die winkel gebid het en toe die 7 dae klaar is en toe wat gebeur het is daai aand gebed en ons is nou klaar met die gebed waar die Here verklaar het dat ek vir hom gaan werk en nou begin my lewe. Nou wat nou lekker is die volgende oggend ek het nie regtig geslaap daai aand nie. Maar ek het daai oggend opgestaan met 'n nuwe lus. Met 'n nuwe lewe. Iets waarna ek kan uitsien vir die eerste keer in my lewe. Kan ek uitsien na my lewe saam met die Here. En dit het my op daai moment gevoel of ek die wêreld vir die Here
onderste bo kan draai. Ek wil net almal vertel van hoe werklik die Here regtig is. En dit wat hy met my gespreek het, dit wat hy met my in die gebed gesit het my nuwe moed gegee, het vir my nuwe krag gegee, het vir my nuwe uitsigte gegee vir die lewe, het vir my op daai moment gevoel of niks my onderste bo sal kan kry nie. Ek het kans gesien vir elke uitdaging. Ek het dit aanvaar dat die Here nou my geroep het, sy hand oor my is en dat hy wil hê ek moet vir hom werk. So ja, en nou net die gedagte is, nou die gedagte verander. Onthou, ek het die hele tyd vir julle vertel, ek het die gedagtes gehad van 'n loser, en nadat die Here gepraat het daai gedagtes verander. Alles het verander na positiwiteit toe. Ek het, soos ek nou gesê het, ek het nuwe uitdagings wat ek in die gesig staar, gevoel of ek nie meer onder kan of oorgeloop kan word nie. I'm not defeated anymore. I'm not defeated anymore. So ek weier om te aanvaar dat ek enigstens defeated is. En nou, om saam met God te wandel, het vir my begin 'n wow raak. Mense, julle moet onthou, my agtergrond is baie belangrik. Ek het nie Pinkster groot geword nie. Ek ken nie die werke van die Heilige Gees nie. Ek ken nie Jesus nie en ek ken nie die Vader nie. Ek is nou in 'n paar maande wat ek gered is, wat ek op die pad is en ek doen wat die Here vir my sê ek moet doen en nou die Here met my begin praat. Dit is in my, ek kan vir julle sê, dit was in my eerste 6 maande gewees, al hierdie dinge. Alles was vir my nuut. As ek vir jou sê, dit is wow, moet jy my hart verstaan. Dit is die eerste keer in my lewe wat so iets gebeur. En nou het ek hierdie verhouding met die almagtige God en ek is saam met hom. Ek is meer opgewonde as enigiets anderste. Oom Angus sê altyd, as jy hom in 'n hok sit, is hy soos 'n bulldog. Hy kan nie stil sit nie, hy beweeg. En dit is hoe ek was. Ek of nog steeds is, ek is opgewonde. Dis al of ek nie genoeg kry nie. Ek wil net meer en meer en meer. The Bible sê, blessed are those who hunger for God. So, ek wil meer en meer en meer en meer vir Jesus. Honger. Ek wil meer van hom hê. En ewe skielik het die Here vir my hierdie visie gegee, die aand in die gebed. En nou het my lewe die volgende oggend, het ek opgestaan met hierdie lus in my lewe, om te sê, Here, ek hardloop vir U. Daar's niks wat my gaan stop nie. Ek het hierdie opgewondenheid, dit brand in my. En Abba Vader is totaal my God. En die eerste keer kan ek dit bysit, laat selfs my besluite, selfs my dag, het 'n nuwe vorm aangeneem. Die eerste keer in my lewe, wat God deel is van my lewe. Wat ek besluit het, God is nou van nou af deel van my lewe, was van daai oggend af. Dis nie te sê ek het nie die Here gedien nie. Ek en die Here het nog steeds 'n verhouding gehad, maar ek het nie nader gekom aan die Here nie. En nadat hy met my gepraat het, het dit veroorsaak dat ek sê, Here, ek neem 'n besluit dat ek nader na U toe wil kom, dat U deel is van my elke dag se leefwyse, my besluite wat ek neem, dit wat ek doen, waarheen ek gaan, meetings waarin ek gaan wees, mense waarmee ek gaan praat, U gaan deel wees van elke besluit. En tot vandag toe is dit nog steeds so. Ja, so die Here is totaal en al
op my, en nou het my oë oopgegaan om te sê, ja Here, ek wil die besluit neem dat U my God is. En toe ek dit sê, toe besluit ek gaan ook nie meer verder lê en slap lê en goed nie. Ek wil nou voluit gaan vir die Here. Dit het gemaak dat daar 'n groot branding in my hart ontstaan het. Nou, dit het ook gemaak dat ek na die stem van die Here luister en die Here sê vir my, en ek het dit al getuig, maar ek gaan dit net weer noem vir die mense wat dit nooit gehoor het nie. Ons sing baie keer in die gemeentes, in die kerke. Ek het niks teen enige kerk nie, maar nie verkeerd verstaan nie. Dat Jesus is die Alfa en die Omega. Hy is, die woord sê hy is die Alfa en Omega. Ek stem 100%. Maar die Here het my gewys, ons mense gaan agter die beat aan en nie agter sy hart aan nie. So ons gaan agter die dientjie se beat aan, maar ons gaan nie agter God aan nie. Wat ek daarmee bedoel is, wat die Here my gewys het, ons maak hom nie die Alfa, die Omega nie. So wat ons doen is, die Here het my gewys in 'n minuut, 2 minute. As jy opstaan of as jy in die aand gaan slaap het, die volgende oggend word jy wakker, om heel eerste hom te herken, nog voordat jy bid, voordat jy Bybel lees, net die moment dat jy wakker word, hom herken het, om te sê, Here, U is nou vandag my Alfa, U is die Here. Het jy gemaak dat die Here jou Alfa is, daarna staan jy op, jy gaan doen jou ding, soos ek gaan badkamer toe, daarna gaan ek wat se naam toe, kombuis toe, maak my koffie, daarna lees ek my Bybel en bid ek, yes, maar nou het ek die Here al klaar herken as die Alfa in my lewe, as die begin van my dag. Okay, deur die dag het ek die verhouding met hom, nie op Facebook, nie op WhatsApp nie, die verhouding met hom. Ek gaan in my binnekamer en ek gaan bid, en ek eer hom, en ek praat met hom, gesels met hom, aanbid hom, loof hom, prys hom, ek chat ook met hom, soos vanmiddag het ek lekker, toe ek 'n bietjie die vloere was, het ek so 'n bietjie worship gedoen, so tussendeur, en ek het die Here geloof en prys, terwyl ek vloere was, en toe ek sien, toe die plek klaar uitgewas, stoele gepak en als, en ek het my eintlik self verbaas, van binne 'n halfuur was ek klaar. My vrou sal vir jou sê, wow, dit is awesome. En dit is om 'n verhouding met die Here te hê, om hom eerste te stel in jou lewe. En dan vanaand as jy gaan slaap, hallo Jakobus, nadat jy jou Bybel gelees het, nadat jy gebid het, net so voordat jy aan die slaap raak, te sê, Here, dankie vir hierdie dag. Laat jy afsluit, die moment as jy jou oë toemaak, vanaand, met die Here. Nou het jy hom die Alfa en die Omega gemaak vir jou dag. En hierdie het nou begin 'n realiteit word. En so branding het ek, dat ek net die hele tyd in die Here se teenwoordigheid wil wees. Ek wil net alles doen wat die Here vir my sê. En nou sê hy vir my, ek gaan vir hom werk, maar nou moet julle nou mooi luister. As die Here vir jou sê, jy gaan vir hom werk, ek het ook die gedagte gehad, als gaan net my skoot val en als, mense, dit is nie die waarheid nie. Daar was beproewings gewees, daar was harde dae gewees, en daar was trane gewees, en daar was dae gewees, waar die Here planne gemaak het, en en nou het ek God eerste gemaak in my lewe. Ek noem dit maar net vir jou, hou dit net in gedagte. Nou het ek God eerste gemaak in my lewe, en kom wat wil, ek wil die Here dien, en nou begin die werklikheid inskop, om vir die Here te werk, selfs tot vandag toe nog.
is daar geen garantie van 'n paycheck nie. Ek sal 17 jaar in die bediening nog nooit 'n salaris gekry nie. Weet jy wat, ek is afhanklik van die Here. Julle gaan nou sien hoekom. Tot vandag toe nog. Nog nooit. Die Here sorg my. En julle gaan nou sien hoekom. En om nou net die prentjie vir jou verder te teken is, dat daar geen inkomste gaan wees nie. So, wat nou gaan gebeur is, ek weet, as daar nie inkomste gaan wees nie, hoe gaan ek survive? Hoe gaan ek kan kos koop? Hoe gaan ons, dis ek, Annetjie daai tyd, sy het nog geleef, en dan ma wat by ons gebly het, en hoe gaan ek vir hulle kan sorg? Hoe kan ek die sorg dra? Ek werk vir God. Daar is geen manier van 'n salaris nie. Daar was geen sprake van 'n salaris nie. En nou ewe skielik besef ek, yes, okay, ek gaan nou vir die Here werk, maar hy sal moet my voorsien. Maar hierdie was meer talk. Luister wat ek nou vir jou sê. Dit was meer praat as enigiets anderste. Hierdie was uit die eerste dag, nadat die Here met my gepraat het. Yes, ek gaan vir u werk, Here. Ek sien kans daarvoor. Yes, I had the big talk. Ek kan dit doen. Ek het dit ook gedoen. Julle gaan nou sien. En daai oggend is ek nou happy go lucky en ek is daar weg. Julle almal weet van my office daar onder die boom, daar op die pad, en ek gaan sit en ek het my stille tyd daar met die Here en ek begin Bybel lees, ek gaan hom aanbid, en soos ek vir julle gesê het, is daar ook tye wat ek stil raak om die Here kans te gee, om te sien of hy nie vir my iets wil sê, of my woord wil gee, my visioen wil gee, of iets wil wys nie. Ek maak altyd tyd vir die Here, en die Here wys vir my, ek moet Annetjie gaan haal, eerste plek, sy is by die huis, en dan moet ek en sy na 'n sekere gemeente toe gaan, ok? So ja, nou ja, hier kom die ding nou. Nou moet julle mooi wys. Nou soos die Here my gewys het, gaan ek huis toe, en ek gaan haal vir Annetjie, ek vertel vir haar, die Here sê, ons moet na hierdie gemeente toe gaan. Ek gaan nie die gemeente se naam noem nie, niks nie, en nou moet ons loop van die een kant waar ons bly in Groenewyde oor na die ander kant toe, en terwyl ons loop, sy was baie lief geweest vir sing, so sy het gewoonlik die leiding geneem en vir ons, soos ons geloop het, sommer 'n liedjie ingesit, en dan het ek so saam met haar ingeval wanneer ek die woorde ken. Vandersins loof ek en prys ek net die Here. En nou sien ek uit, die Here se opdrag is om na die gemeente toe gaan. So ek sien uit wat God, luister nou wat ek vir jou sê, ek sien uit wat die Here vir my beplan. Onthou, hierdie is nou my gedagtes. Dis nog nie God se gedagtes nie. Ek het aangeneem, dit is die plan van die Here om my te stuur na die gemeente toe, en op sy manier om my daarin te kry, en dat ek saam met hulle beweeg. Dit was wat deur my gedagtes gegaan het. Maar, ek het gegaan, en ja, en ek het geglo, die Here gaan, hallo Esther, Jakobus het ek jou gegroet, ok, ek gaan glo ek het, ek sien Esther sê amen, en ek het geglo die Here gaan my die pad oopmaak in hierdie gemeente, omdat hy die almagtige God is en hy my geroep het, en waarom sal God my nou stuur? Ek het geglo, dit is die plan wat die Here nou het, maar, ek was meer opgewonde oor die feit dat die Here my gestuur het, dat die Here my antwoord, wat hy vir my sê, ek gaan nou voltyds van werk in die bediening, en nou stuur hy my na 'n gemeente toe, en
Ek het nie besef dat God 'n ander plan het nie. En dis hoekom ek dit deel met julle. Want dit wat ek gesien het, was my gedagtes, was wat deur my gedagtes gegaan, laat dit God se plan is. Dit was nie God se plan nie. God se plan gaan nog gebeur. Julle gaan nou sien. Nou, dis 'n groot gemeente. Hy vat in die duisende sitplekke in die kerk. Jy kan dit sien as jy buite kan staan, laat dit 'n groot 'n gemeente is. En ek en Annetjie stap in. Nou, ek het ook okay, ons het ingestap en die ontvangsdame het ons gehelp en sy het gesê sy roep die pastoor. Ek het daar gesê ek wil net badkamer toe gou gaan en sy het my gesê daar is die badkamer en ek is gou gedaan. Maar terwyl ek in is het Annetjie, ek het dit nooit gesien nie. 'n vormpie ingevul. Onthou dit net. Jy weet hierdie naam van adres, telefoonnommer en daai goed. Ek het dit nie gesien nie. En sê dit. Nou is ek na hierdie gemeente toe en ek sê vir haar ek wil die pastoor sien. Nou hulle sê vir my die pastoor is verskriklik besig. Ek kan hom nie sien nie. Maar hulle sal vir my 'n hulppastoor gee. Wat hom help en goed. En hier kom hierdie ouerige man uit. En ek ken hom van geen kant af nie. Hy stel homself voor as 'n pastoor. Okay. Vir my dit gelyk of hy eintlik moes al op pensioen gewees het. Ver in sy pensioen gewees het, want maar ek het hom maar net so gekyk. Die manier hoe hy na ons toe gekom het. Ek weet nie, daar was iets wat nie lekker was nie. Dit is alof ek die idee gekry het, ek het hom nou gepla in sy, waarmee hy besig was. So, jy kan dit aanvoel. Luister, ek gaan jou help, man, jy sê regtig welkom nie. 'n Mens kon dit beleef het. Maar ek sien dit. En ons stap in sy kantoor in, want onthou die Here het my gestuur na die gemeente toe. Ek het nog nie geweet wat God se plan gaan wees nie. Ek het gedink dit is die plan, maar dit was toe nie die geval nie. En nou sit ons daarso en die pastoor gaan sit al agter sy tafel en hy vra vir my van Annetjie en ons stel voor en hy vra vir ons, nou hoekom is ons hierso? En terwyl ons hierso vir hom explain, ja, dat die Here ons gestuur het, vir my gestuur het na die gemeente toe. En ek vertel vir hom, ek is eintlik opgewonde oor die feit dat ek vir die Here gaan werk. En ek vertel vir hom, luister, ek gaan nou vir die Here werk. En ja. En ek het okay, en ons vertel vir hom ons bly hier naby en ek werk hier op die pad en so aan en jy kan sien die pastoor is nie baie aan sy noppies met die feit dat ek vir hom vertel die Here het my eerste plek gestuur nie, laat hy die woorde hoor, laat die Here my besluit te neem, laat die Here deel is van my. Dit was my indruk gewees. En sy gesig het vir my gewys, luister hierso, you must be joking, om dit so kort af te sê. Dit was 'n hart was verskriklik hard was, waar daar geen liefde uitgestraal het om vir jou of simpatie of enigiets nie. So onmiddellik het die optrede van hierdie pastoor op sy gesig gewys en dit het gemaak dat ek ongemaklik is, eerste plek. Tweede plek is
Laat die vraag by my opgeskiet, maar Here, hierdie is dan 'n pastoor, U stuur my hiernatoe, wat gebeur nou? Hierdie man, kyk nou, en hierdie pastoor haak af, kyk nou sy reaksie, en hy vra vir my, Dewald, het jy 'n Bybel? En ek sê vir hom, ja. Hy sê, jy het al seker al die boeke van Paulus gelees. Nou, ek self het nie my eie Bybel gehad nie. Onthou, ek het my skoonma se Bybel die hele tyd geleen. En dan het ek vir haar Bybel gelees en dan het ek hom geleen deur die dag. So, ek het 'n Bybel gehad om te lees. Ja, sê ek, en net om te wys, ja, ek het die Bybel gelees en waarvan hy verwys is in die Nuwe Testament. Kyk nou. En die pastoor haak af. Ja. Die pastoor haak af. En hy sê, maar Paulus sê die manne moet gaan werk. Mense, ek kan nie vir julle sê hoe het ek gevoel nie. Ek het dit probeer neerskryf. Hy sit by, dat Paulus selfs daarna verwys, dat 'n man selfs na sy gesin moet kyk. Maar nou, die ding is, hoe stuur die Here my na hierdie gemeente toe, en hierdie man praat met my hierdie dinge, en die twee dinge, dit wat die Here gesê het, en dit wat hierdie pastoor sê, en die manier hoe hy dit sê, ja, bots. Mense, dit bots met my. Ewe skielik het my moed, al die hoop wat ek gehad het, alles wat binne in my was, het op daai moment gevoel, dat dit verpletterd is. Dit het gevoel, of ek in stukke gebreek is, nog voordat ons, die diens het nog nie eens begin nie, man. Ons nog nie eens 'n gebed gedoen. En ewe skielik, dis of jy swaard vat, jy swaai so en jy sny my in stukke en ek voel en I fall into pieces, daar is die regte woord. Julle het almal al gesien hy trek lorry waar op die TV jare terug, waar hy getrek het en alles, there goes my everything. Yes, en dis hoe ek gevoel het voor hy pastoor. There goes my everything, alles plat. Julle my verskoon, hierdie is vir my was dit baie traumaties. Dit was my eerste vernedering wat ek deurgegaan het. Die ander vernederings was nie, ek kan alles hanteer het, maar hierdie was die heel eerste een en was die ergste van alles. Ek gaan julle nou verder vertel. En alles waarna ek uitgesing het daai moment platgeval. Alles wat ek gehoop het, alles wat ek geglo het, nie twyfel in die Here nie, alles waarna ek ewe skielik uitgesien het in die bediening, het hier verkrummel. Soos ek nou het ons Jimmy Swagger gesê, let my wall crumble. So as jy dink aan die muur van Jericho wat verkrummeld het, so het alles in my verkrummel. Heer. Julle my verskoon nie. Ek praat nie baie oor nie, ek getuig nie baie daaroor nie, want op daai stadium het dit baie seer gemaak. Dit het my verskriklik seer gemaak. Ek het so by my bek gehou. Om regtig, ek was sommer geskik met die pastoor. As hy my 'n vraag vra, hy vra my of ek gedoop is, ek het hom nie eens geantwoord nie. Annetjie het hom geantwoord. Ek wou nie eens verder met hom praat nie. Het gevoel of hier 'n houtpen nie deur my hart is.
En Annetjie het hom verduidelik, ja, sy het my gedoop met die opdrag van die Here. Dit was in die middel van die winter in die groot swembad. Ja, het sy my gedoop en hy vra of ons gevul is met die Heilige Gees. Nou, hoe kan jy vir iemand vra as die Here met jou praat of jy gevul is met die Heilige Gees? Dit is mos nou common sense. Jy weet, al hierdie dinge kom nou jou skielik by my op. Ja. Die Gees van die Here kan nie werk as jy nie gedoop is nie. Die Gees van die Here kan nie werk as Jesus jou gevul het nie. En nou vra hy vir my sulke nonsens. Dis hoe ek gevoel het, mense my vergewe my, laat ek nou my hart met julle deel. Ek deel met julle soos ek gevoel het daardie moment. Die wrywing hier binne my het my gedryf. Ewe skielik weet ek nie wat om te sê vir die Here nie. Ewe skielik weet ek nie of ek moet bid nie, ek weet nie of wat ek moet doen nie. En luister nou hierdie pastoor, en hy haak af. En hy sê vir my, Dewald, en hy druk sy vinger so. Hy sê, Dewald, hallo Maxie, pas op, dat jy nie 'n las vir die kerk gaan word nie. My reaksie was, hoe kan 'n man van God dit doen? Dit vir iemand sê as die Here hom gestuur het. Ek was stikkend. Ek was stikkend. Met daai woorde wat daai pastoor gepraat het. En dit net hout pennie is reg deur my. Mense, ek was stikkend. Ek het dit nie gesien kom nie. Ek het nie daai pyl gesien kom nie. Hoe kom ek hiernatoe gekom het na die pastoor toe, het ek ook nou nie meer geweet, hoekom nie, waarom nie. Die Here sê vir my, hy stuur my na hierdie, en hier praat hierdie man sulke dinge. Het gevoel of ek hom met 'n houtpen deur sy hart kan druk. Ek was so bepletterd gewees. Ek was so stikkend. Dat ek net opgestaan het, my bek gehou het, en uit sy kantoor het ek hom nie eens gegroet nie. Ek was sommer so skoon onbeskof, man. Ek het net uit sy kantoor uitgeloop, af van die gang, uit by die deur, uit daai jaartyd. En dit was nie my verwagting nie. My verwagting was dat die Here gesê het, die voorreg gehad. Hy het my geroep. En hy stuur my na hierdie bediening, na hierdie pastoor toe. Ek het uitgeloop, ja. Ek het eers gedink aan Annetjie nie, ek was so bruisend gewees. Ek was vir 'n moment, het ek nie gedink wat ek doen nie, ek het net uitgeloop, ek het eers met die Here gepraat, niks nie, tot ek buite in die straat gekom het, en Annetjie agter my aanloop, en hy sê ek moet vir haar wag, en ek wag vir haar. Ek was so ongelukkig. Ek kon nie glo dat 'n man van God nie gehoor het dat ek vir hom sê, die Here het my gestuur nie.
Sy reaksie moes gewees het, kom ons gaan in gebed en dat die gees van die Here hom moes gewys het. Ja. En die hele tyd, soos met ons huis toe loop, was daar nie meer happiness in my hart gewees, meer vreugde. Ek het geloop en huil, daai hele pad. Ek weet nie eers hoeveel kilometer. Dis ook 'n hele eind gewees. Kan dalk 10 wees, ek weet nie. Daar van een kant van die van Boksburg af oor Groenewyde toe. En op pad huis toe, Annetjie sing hier agter my en dan sê hy langs my, maar ek is stikkend voor die Here. Ek is stikkend. Mense soos ek vanaand in trane, so was ek daai dag voor die Here gewees. Stikkend verby. Stikkend, maar stikkend verby. Ek was alles het in my lewe het plat geval. Alles wat God opgebou het plat geval. Dit is so gevoel het. Verskoon my, ek wil net 'n sak toe kry, maar ja. As ek net dink aan daai pyn, jong, dan bars ek in trane uit. En my vraag is, ek is baie jong Christen en ek ken nog nie die woord regtig, ek ken nie eintlik die woord nie, maar hier begin ek hierdie verhouding met die Here en alles het hier uit mekaar uitgeval. En my eerste vraag wat ek ook vra is, of van die eerste vraag was, Here, hoe is dit moontlik? Hoe is dit moontlik dat U vir my sê ek moet na daai gemeente toe gaan? U wat God is, sê vir my ek moet na daai gemeente toe gaan. En hoe is dit moontlik dat hierdie pastoor vir my sê dat ek 'n las vir ek moet pas op dat ek nie 'n las vir die gemeente gaan wees nie. Om vir jou te vertel, ek het die pastoor vergewe, yes. Maar die pyn was nog steeds daar. Dit het maande gevat voordat daai pyn uit my hart uit was. As jy my vandag vra, daai woorde, ja, dit maak my seer. Maar vandag op 2025, daai het gebeur in 2008, op 2025 kan ek vir jou sê, ek is bly hy het dit gesê. Ek gaan nou sien hoe kom. Maar daai dag was ek nie bly nie. Soos ek vir jou sê, maande daarna het ek nog seer gehad. Ek het seer gehad, ek het baie gebid daaroor, Here help my dat ek die pastoor vergewe, help my, en, ja, mense, en, help my, daai pastoor se woord het my seer gemaak, baie seer gemaak. En nou, onthou ek het nou net vir jou gesê, vandag is ek bly. Daai pastoor het dit vir my gesê, om hierdie rede. En ek draai in my gebed, nou moet jy mooi hoor, ek draai in my gebed, na die Here God Almagtige, Abba Vader toe, na Jesus Christus, en na die Heilige Gees. En ek sê, Here, ek wat deel op Edward Allers is, sal nooit, luister nou mooi, sal nooit, maar nooit weer enige iemand
of enige mens iets vra my lewe nie. Ek sal nie. Ek sal nie. En nou gaan jy vir my sê, maar daai is 'n selfsugtige houding. Nee, luister wat ek sê. Ek het gesê, ek sal niemand, geen mens meer ooit kan iets vra nie. Ek kyk nie na 'n mens nie. En ek draai na die Here toe. En ek sê vir die Here, ek sal eerder sonder dit wees, as om enigiets by iemand te vra. Of dit klere is, geld is, of wat is. Ek sal nie, ek vra nie. Ek neem nie eers 'n offerhande op hier in die gemeente nie. Dis wanneer mense hier kom. Daar's mense wat kan getuig hierso. Hulle sal vir jou sê, ek neem nie eers 'n offerhande, want tot vandag toe staan ek daarop. En ek sê vir die Here, omdat hy God is, luister nou mooi, omdat hy God is, sal ek na hom toe draai. Ek sal hom vra, van nou af, omdat ek vir die Here gaan werk, sal hy my voorsien. Ek is nie afhanklik van geen mens nie. Van geen mens nie. Ek is afhanklik van God. Ek lewe uit God se beheersing. Ek lewe uit die hand van die Here. Yes, dis vir 17 jaar al so. Van daai dag af, tot vandag toe lewe ek uit die hand van die Here uit. En ek het daai dag vir die Here gesê, en ek sal net op hom vertrou, en hom alleen. Dis hoekom ek vir jou gesê het, vandag is ek bly dat die pastoor het dit vir my gesê. Dit het my seer gemaak, yes, dit het my seer gemaak. Maar dit het my gemaak om God volkome te vertrou. Om die Here te vertrou, dat hy sal deurkom. Daar's geen ander bron nie. As die Here nie deurkom nie, is dit klaar praat met Dewald Alders. As die Here nie deurkom nie, het Dewald Alders nie kos nie. As die Here nie deurkom nie, val ek. En julle kan kom kyk hierso. Rolly, jy is een van die getuienis. Ek bly staan. Ek lewe uit die hand van die Here. Louisa lewe saam met my. Sy is hier op. En toe sien ek dat dit God se plan is. Toe sien ek eers dat dit die Here se plan is dat ek moes seer kry. Want hy wou seker maak want die Bybel sê vervloek is hy wat vertrou op 'n mens. Is dit nie? Die Here het seker gemaak dat ek daai woorde hoor. Die Here het seker gemaak dat ek daai pyn het. Die Here het seker gemaak dat ek trane stort. Die Here het seker gemaak dat ek in sy plan sal floreer. Dat ek in sy plan sal wees. En dat ek sy plan sal uitlewe. Ja, die Here het daai pastoor gebruik om dit te doen. Want God wil hê Dewald Alders moet van hom afhanklik wees. Ek het al probeer werk, die Here haal my uit. Ek het al 3 keer probeer. Binne 'n week fire hom, het my al gevra om te loop. Die Here het my geroep vir die bediening. Al probeer ek, die Here maak die deure toe. En nou die Here gemaak en sy plan is dat ek hom moet volkome vertrou. I must rely on God only. Not human. No human. Daar is geen daar is nie vir my 'n ander bron as God nie. Want die Here is my bron van alles.
Onthou, die Here het my geroep. En nou sê die Here ek moet na en dit was die eerste vernedering in my lewe wat ek deur moes gaan. Ek het nog nooit so vernedering gevoel nie, maar ek het nie geweet nie. Nou dat ek die plan van die Here sien, het ek nog steeds seer hier binne my. Yes, ek het nog steeds seer, al het ek die plan gesien, het ek nog steeds seer gehad oor hy woorde, soos ek vir jou gesê het. Dit het vir maande gevat voordat dit weg is. Vandag, yes. Hallo Rachel. Vandag is ek bly, daai pastoor het dit gedoen. Daai dag was ek nie so bly nie. Vandag is ek, kan ek dit noem, ek mag dit nie eintlik sê nie, ek is trots daarop, om van God afhanklik te wees. Want daar is niemand wat my kan help, behalwe die Here nie. En dis hoekom ek mense kan leer. Dis hoekom ek mense kan sê, God kan vir jou deurkom, God wil vir jou deurkom, en God sal, want ek weet dit, ek sien dit, ek kan skou dit. In my eie lewe, het ek dit gesien, en sien ek dit nog steeds, hoe die Here deurkom. Louisa aanskou dit, Louisa kan jou vertel, ek het al vir Louisa gesê, ek voel soos Moses, ek sien elke dag wonderwerke. Ek praat nie van, ja, nou reën dit en dan is die son, ek praat nie van sulke baan, ek praat van waar die Here deurkom, waar die Here antwoord, waar die Here, en waar dinge verander. Nog, partykeer nog, ek het 'n probleem en nog voordat ek bid daaroor is die probleem al opgelos en dan gaan bid ek daaroor. En dan sê die Here my dit lankal opgelos. So ja, so agter is ek partykeer. So, Bridget, hallo, goed en jy? So, en yes, dit het gemaak dat ek totaal en al afhanklik is van die Here. En op God se woord kan staan. En ek wil net hierdie, en nou verander die prentjie. Nou het ek gebid, nou sê ek, Here, help my dat ek die pastoor vergewe. Kyk nou wat doen die Here. Die Here sê vir my, Dewald Allers, gaan terug na die gemeente toe. Gaan woon hulle dienste by. Ja. Verstaan julle nou wat sê die Here vir my? Die Here maak die deur dat ek nie op daardie op mense moet rely nie, of op mense moet staat maak nie. Ek moet nie na mense kyk nie. Die Here maak my afhanklik van hom. En nou maak die Here dat ek teruggaan. En toe ek teruggaan in die diens bywoon, wie was die eerste pastoor wat by die deur staan? Ek wonder of julle kan raai. Ja, julle almal is reg. Ek moes hom face, my heel eerste oggend, om die diens by te woon. Hallo Annetjie, die heel eerste oggend wat ek die diens moet bywoon, loop ek binne in die pastoor vas. Hoekom? Omdat hy by die deur staan. En die Here het my gesê, gewoon hulle diens by. Wow. En die Here, wat die Here hier gedoen het is, dat ek begin 'n vryspreuke teen die pastoor, my gevoelens teen die pastoor. Ek het hom gegroet. Ek het hom gevra, hoe gaan dit, maar ek het verbygeloop met hom. So ek het nie gekuier by hom nie. En, maar, die Here het ook 'n plan gehad, met die opdrag wat hy my nou gee, gaan terug na die gemeente toe. Jy weet, op daai stadium het hulle gepraat, hulle het 15 pastore gehad, so dit is 'n groot gemeente, en nou sê die Here vir my, gaan terug, gaan woon hulle dienste by, maar die Here sê ook vir my, hulle gaan mense stuur, na my toe,
Hulle gaan mense stuur. Ek moet saam met hulle beweeg. Mense, dit is nie die maklikste ding is om saam met hulle te beweeg nie. Want nou het ek vir die Here gesê, ek is afhanklik van hom. So, eerste wat ek nou vir die Here sê, Here, ek wil net nie saam met hulle in die bediening wees nie. Ek is afhanklik van U. U hou my weg vanuit hulle bediening. Ek sal saam met hulle beweeg, wat hulle ook al doen, ek sal dinge bywoon in dit, maar in die bediening saam, gaan ons nie saam beweeg nie. Ek is afhanklik hierdie kant van U af. Nou sê die Here, ek moet saam met hulle beweeg. OK. So ja, so nou moet die Here daai ding ook nog afbreek by my. So God het nog 'n plan met my, met die gemeente. En die Here sê vir my, hy gaan hulle gebruik. Luister nou wat ek vir jou nou mooi sê. Hy gaan daardie gemeente, daai selfde gemeente wat my so seer gemaak het, gaan hy gebruik om my te seën. Wow. Ek het dit nie verstaan nie. Ek het ook nie ge-worry daaroor nie. Dit was nie soos die eerste keer toe die Here met my gepraat het, dat ek so opgewonde was daaroor nie. Ek het dit gehoor, ja Here, I receive it, but that's it. En ek het dit gelos. Ek het, dit het, met die tyd, het dit gebeur. So ek gaan nog baie getuig daaroor. So God het nog 'n plan gehad met hierdie gemeente, met my, by. En, so dit was nie lekker nie. Die eerste keer nadat daai pastoor my seer gemaak het, dit was nie lekker nie. Maar ek moes vryspreek, ek moes hom vergewe en die Here het daai pastoor gebruik. So ek gaan net tot hierso. Ek gaan volgende week sal ek verder gaan met daai getuienis. En yes. So dit het my net 'n sterker mens gemaak. Dit het my gemaak byvoorbeeld soos my selfone. Here, die selfone moet ek het 3 kontrakte. U moet dit betaal. Ek het teen Louisa teen my data teen. So dit moet betaal word. Ek het nie 'n backup nie. Die Here is my bron. Die Here betaal. Die Here betaal my wifi. Die Here gee my petrol. Alles wat ek gebruik, alles wat ek het op die internet, alles wat ek moet gebruik, alles wat ek moet aankoop en herstel en dinge bykoop en goed. Dit moet uit die Here se hand uitkom. Die Here moet my voorsien. Ek gaan nie na 'n persoon toe nie. Klaar. Ek gaan na God toe. En as ek 'n geldjie kry, die heel eerste gelde wat ek kry, haal ek die 10de van die Here uit. Dan sê ek, Here, daar is die 10de. Want dit gee vir my die reg om op God se woord te staan. En die Here wys my wat moet ek doen met sy 10de. Yes, daar is sekere, dan sê die Here betaal dit aan 'n ander gemeente en gee vir iemand wat sukkel, of hy wys vir my, of hy sê vir my gaan koop krag, of hy sê vir my doen dit, hy het al vir my gesê koop 'n selfoon byvoorbeeld, en ek moes die persoon geseën het met 'n selfoon. Dit is sulke dinge wat die Here baie keer vir my sê wat ek moet doen. En ja, en as ek dit doen, dit is nie eens 'n dag nie, dan het ek seker 4, 5, 6 keer of 10 keer meer terug as wat ek uitgegee het, omdat ek God vertrou volkome. Ek beroof hom nie. Ek sê aanhoudend vir hom, Here, ondersoek my, kyk of daar enige bedrog is. Kyk of daar enige valsheid in my is. Hou my trou, hou my opreg en hou my die Here laat ek kan getuig van U. En daarom is hierdie boek, my getuienis, so van belang dat ek moet getuig en mense vertel daar's hoop. Jesus Christus is 'n werklikheid. Ek lewe saam met die Here. En ek kan vir jou sê, I see more of God in hierdie 17 jaar as ooit in my hele lewe. Ek het meer van God in my lewe nou
Hy's in my dag, hy's in my huwelik, hy's oral saam met my. Iewers as ek ry, selfs as ek in die stort is, die Here is saam met my. Ek kan nie in die stort wees as ek nie met die Here praat nie. En daarom wil ek jou aanmoedig. Moenie moed verloor nie. Tel op en kry 'n werklike verhouding met God. Ek praat nie van 'n nagemaakte verhouding nie. Ek praat nie van waar selfs kinders van die Here sê, mense hoef nie kerk toe te gaan nie. Daar is die grootste nonsens wat ek vandag gelees het op Facebook. Dat kinders van die Here dit op Facebook sit. Mense het nie nodig om kerk te, maar die woord van die Here sê, moenie die byeenkomste mis nie. So hoe gaan jy teen die woord van die Here? Ek kan nie teen die woord van die Here gaan nie, ek moet op die woord staan, en ek moet vas staan op die woord van die Here. Ek moet geanker wees. Ek kan nie laat dinge wat goed klink, my aandag aftrek. Ek stem nie saam met die wêreld nie, ek stem nie saam met die kinders van die Here, nog minder saam met baie pastore, maar ek wys dit nie. Ek praat nou vanaand op my getuienis daarvan, maar andersins bly ek stil. Ek en my vrou praat, die Here het my gesê, ja, ek en my vrou sal wel praat daaroor, maar andersins praat nie op die lig nie. Mense, ons moet met God 'n werklike verhouding hê. Ek praat nie van speel nie. Ek praat van werklik. 'n werklike verhouding beteken jy gee hom alles. En as jy sê jy gaan vir hom alles gee, dan beteken dit jy sit WhatsApp neer, jy sit Facebook neer. Jy doen wat die woord sê. Jy woon nie by einkomste nou. Jy gaan as 'n dienaar in die huis van die Here. Jy gaan werk vir die Here in die huis. Ja, ek moet vloere skrob. Baie keer moet hulle hoe is dat toilette skoonmaak. Dis deel van ons werk. Ons mou nie. Weet jy hoekom? Ons doen dit vir die Here. Ons word daagliks getoets om vas te staan vir die Here. Dis ek ook vir jou sê, die pad, as die Here sê, hy kies jou. Nie dinge sonskyn en rose, julle sien die vlag, julle sien die internet, julle sien als aan die kerk. Het my 17 jaar gevat vir als. Ek het op die vloer geslaap. Ek gaan net tot hierso, ek gaan na een bietjie speel, en dit is hoekom hierdie lied vir my so my hart te roer. Ek gaan hom deel met jou, en julle ken hom. My hart verlang na u. Hoor dan. Luister na sy woorde. Ja, Here, met hierdie hartklop. Wil ek dit voel, o Heer. As u spreek my God, help my om mooi te hoor. As ek trane stort, weet ek, u doen dit aan. Die Here voel my trane. My hart verlang na u, om u dieper te ken. Prys die Here. En my nou nader aan die Here. Halleluja. Leer my dieper ken. Ek wil u dieper ken. Prys die Here. Leer my dieper ken. O Heer, my God. Prys die naam van Jesus. Halleluja. Prys die Here. Halleluja. Ja, Here, so wil ek doorsny. As die storm woed, weet ek, u Here is. My hart verlang na u, om u dieper te ken. Prys die Here. En my nou nader aan die Here.
deep again. Get money deep again. Will you En dit is my hartsbegeerte, dat ek die Here dieper wil ken. Ek wil nie net sy woord ken nie, ek wil sy liefde ken, ek wil die krag van sy opstand, ek wil die Heilige Gees ken en ek wil die Vader ken. Ek wil hom ken in my lewe, ek wil hom hê. Dit wat die Bybel skryf, ek wil daai God hê. Ja, Here, my hart verlang na U. Hold me deeper again. And we know now that I am where my fault. Get money deep again. Hallo profeet Sunny, goed en jy? Money deep again. Yes, dis my hartsbegeerte. Get money deep again. Will you my fault? Ek loof die Here, ek prys sy heilige naam. Dank na U. Ja, Here, Hold me deeper om U dieper te ken. and we know Nader aan U, o my God. Halleluja. Get money deep again. Ja, Here, Ek wil die diep ek wil die Here dieper ken. Get money deep again. Will you my fault? Get money deep again. Will you my fault? Get money deep again. Will you my fault? Amen. Amen. Daar skryf Louise nou, dankie dat die Here 'n werklikheid is in ons lewe. En dit wat ek vanaand getuig het is 'n werklikheid. Mense, ek wil net vir die Here sê dankie en dan gaan ek afsluit met ons gebed en daarna gaan ek Shalom sê. Here Vader, ek kan alleenlik na U toe kom deur U Seun Jesus Christus, wat die woord is, waar die weg is, die waarheid is en die lewe is en die lig. Dankie Here, dat hy ons sondes op die kruis gedra het en Here vir ons gesterf het, opgestaan het uit die dood het, opgevaar het na U en dat ons ook die Heilige Gees kan kry. Dankie vir die troost. Here, ek wil dankie sê vir 'n kans wat ek het om te getuig. Here, om te getuig van my en U. Here, hoe U in my lewe gewerk het, hoe U my dra, hoe U my geantwoord het, hoe U vir my die planne uiteengesit het, hoe U vir my gesê het wat ek moet doen. Here, en dat ek vanaand selfs my pyn ook met hulle kon gedeel het. Here, ek wil vra, Here, seën elkeen wat ek, Here, ek bid, Here, laat mense sal besef hoe werklik U is. Here, ek bid, Here, dat daar mense is wat ingeskakel is, wat vanaand so sal smag na 'n verhouding met U. Here, laat hulle sal draai en sê, Here, van nou af is U my everything. Here, dit is my hartsbegeerte. Here, laat hulle alles vir U sal gee. Here, laat mense nader na U toe kan kom. Laat mense nader en veel nader na U toe kan kom. Laat U ook vir hulle 'n God kan wees van nabyheid. 'n God is wat die stryd stry. 'n God is wat hulle antwoord. 'n God is wat vir hulle deurkom. 'n God is wat vir hulle dra, hulle behoed en bewaar, beskerm en met hulle is in alles, Here. Here, ek bid dit vir elkeen vanaand in Jesus naam. Here, ek bid dat hierdie getuienis sal hardloop. Here, ek bid, Here, dat mense dit sal hoor. Here, sodat nie dat ek enige eer soek nie, Here, sodat U die eer kan kry, die verheerliking kan kry. Here, want dit is U plan met my gewees. Dit was U plan daardie stadium. En Here, volgende week sal ek verder getuig as dit U wil is, Here, en ek weet, Here, U wil hê ek met my getuienis uitbrand. Here, ek deel dit nou met almal
in die wêreld in Jesus naam. Seën elkeen wat ingeskakel. Dankie vir die tyd wat hulle uitgekom het. Dankie dat hulle kom luister. Here, wees vanaand so saam met hulle. Behoed en bewaar hulle. Wys vir hulle, Here, hoe lief U hulle het, Here. Laat hulle besef hoe werklik U liefde is, Here. En hoe werklik en opreg U liefde is uit die diepte van U hart uit. In Jesus naam. In die naam van Jesus Christus van die Nasareëner, Here. U wat die Nasareëner is. U wat die Messias is. In Jesus naam. Amen en amen en amen. Mense, julle moet 'n wonderlike mooi aand hê, 'n geseënde aand verder. Onthou môre ons kom saam, 7:00 begin ons met loof en prys. We worship God. Ons prys hom so bietjie en dan worship ons en ons bid saam, man. Dit is lekker op 'n Vrydag aand. Ons koop tyd uit in die teenwoordigheid van die Here. Daar is niks vir my meer belangriker as die Here nie. Man, dit is my commitment. Dis Louisa se commitment. God first. God bo alles eerste. En ons lewe dit. Dit is ons leefstyl. Dit is ons lewe. Ons lewe is alles omtrent God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Die Here is die middelpunt van alles in ons lewe. Dit is ons keuse. Dis wat ons wil hê. So, ek nooi jou uit om môre aand saam met ons die Here se naam te kon groot maak, hom te loof, te prys en te eer. Onthou, die Here soek 'n ware aanbidder. Ons doen dit in gees en waarheid. So ja, ek speel uit met hierdie gebed vir jou en dan gaan ek sê Shalom. Prys die Here. Hy altyd by jou. Prys die Here. Mag sy vrede Oor jou heers. mag hy gee net Wat wat jy vra. En mag hy al jou sondes dra. Prys die Here. Mag jy vlekloos voor hom staan. Prys die Here. Met sy bloed Mooi skoon gewas. ek bid dat hy jou sal verdra. Al wil jy soms 'n bietjie kla. Ek bid dat Jesus jou sal leer en lei. En hy jou sal lei die dag. Prys die Here. En as jy weg moet gaan, dat Jesus jou laat gaan. Met verrusting op vrede. Slaap jy rustig, want jy weet hy is daar. Prys die naam van die Here. Môre is 'n nuwe dag. En voel jy het nuwe krag. Jesus. As jy voel jy kan nie meer. All the glory to God. Kyk net op en sien hy daar is jou lief. Hy het jou lief. Jesus het jou lief. Sê en laat Jou bewaar. wees net rustig, hy is daar. Ek bid dat Jesus jou sal leer en lei. En hy jou sal lei deur hierdie dag. En as jy weg moet gaan, dat Jesus jou laat gaan. As jy voel jy kan nie meer. Kyk net op en sien hy daar is Hy het jou lief. Prys die Here. Hy het jou lief. Mag sy en laat jou bewaar. Amen. Wees net rustig, hy is daar. Amen en amen en amen. Mense, wees julle net rustig en weet die Here is daar. Hy het jou lief. Hy het jou ontsettend lief.
Jesus Christus het jou so lief. Dankie Lolly. Dit beteken nogal vir my baie. So prys die Here. So wees geseënd, wees gegroet dan tot môre aand toe wat ons môreoggend sal ek 'n video uitstuur en dan môre aand sal ek sal ons worship. So kom wees deel daarvan en weet dit en wees jy net rustig en weet die Here is daar vir jou. Hy het jou so lief. Ek kan nie vir julle beskryf hoe lief hy, maar dit is ontsettend lief vir julle. Tot dan, shalom julle, bye bye julle.